Drie mense is dood en 'n vierde persoon is in 'n kritieke toestand in Johannesburg na 'n uitbreking van 'n ernstige asemhalingssiekte op die passasiersskip MV Hondius. Die pasiënt in Johannesburg het positief getoets vir hantavirus wat deur knaagdiere versprei word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie is besig met 'n internasionale ondersoek na die voorval. Goeiemôre almal, baie welkom by Nuuspot. Dis Maandag 4 Mei 2026 en jy is ingeskakel by ons daaglikse nuusbulletin. In Limpopo is 'n 17-jarige seun in hegtenis geneem in verband met die gruwelike moord op 'n 16-jarige meisie naby Tzaneen. Die slagoffer se onthoofde liggaam is in 'n beboste gebied gevind nadat die verdagte die polisie na die plek gelei het. Die polisie ondersoek die saak onder die wet op kindergeregtigheid. Die naam van die man wie se oorskot in die ingewande van 'n krokodil gevind is bekend gemaak. Gabriel Batista het 'n brug by Komati Poort probeer oorsteek wat oorstroom was. Hy is in die rivier meegesleer en is vermoedelik in die maag van 'n krokodil in die Komati rivier gevind. Die polisie moes die dier van kant maak om die liggaam te herwin. Die plaaslike sakekamer dring nou aan op beter veiligheidsmaatreëls by die laagwaterbrug. Motoriste kan hulle gereed maak vir 'n skerp styging in brandstofpryse op 6 Mei. Die sentrale energiefonds dui op 'n groot onderverhalingssyfer wat beteken dat petrolpryse met meer as R2 per liter kan styg. Die onderverhaling op die dieselprys staan tans op R4,96. Dus sal die afgeronde grootaandelprys van diesel sowat R29 per liter wees met die afslag op die brandstofheffing van R3,93 bygereken. Dis nog nie die finale pryse nie en net 'n raming gegrond op die gemiddelde onderverhandelingssyfers van 27 Maart tot 29 April. Die nuwe prys sal na verwagting vandag of Dinsdag aangekondig word wanneer tree Woensdag in werking. 3 mense is dood en 2 ander ernstig beseer in 'n tragiese ongeluk op die N1 naby die Huguenote tonnel. Die bestuurder het Saterdag beheer oor die voertuig verloor en in die Molenaarsrivier beland. Die beseerdes is hospitaal toe vir verdere behandeling. Lede van die Villagers Montague Rugby Club is ongedeerd nadat die remme van hul bus op pad huis toe onklaar geraak het. Die bestuurder het die voertuig van die pad afgestuur om 'n ramp te vermy. Die klub beplan nou 'n dankseggingsgeleentheid vir hul beskerming. Die geskorste Mpumalanga polisiekommissaris luitenant-generaal Daphne Manemela het haar meerderes uitgedaag om haar dissiplinêr te verhoor in die openbaar. Sy het egter ook aangedui dat sy van plan is om die verhoor deur middel van verdere regstappe te probeer stop. Dit kom nadat sy vroeër beweringe van korrupsie teen die nasionale polisiebestuur gemaak het. Die verkiesingskommissie vergader vandag in Nkandla met oud-president Jacob Zuma en die MK-party. Die vergadering is deel van 'n reeks gesprekke met belanghebbendes in KwaZulu-Natal om 'n vreedsame en geloofwaardige munisipale verkiesingsomgewing te bevorder. Die kommissie fokus tans op inklusiewe dialoog met alle politieke rolspelers. Die minister van basiese onderwys, Sefube Garube, sê daar is veelvuldige aanslag aan die gang om die nalatenskap van kolonialisme en apartheid uit openbare skole te verwyder. Dit sluit in 'n hersiene kurrikulum wat Afrika se stem sentraal stel en grootskaalse infrastruktuurontwikkeling in benadeelde gemeenskappe. Die departement beoog om strukturele ongelykhede progressief uit te roei. Veiligheidskenners waarsku teen moontlike ontwrigting by die Mosambiekse grens weens protesoptrede uit wraak vir xenofobiese aanvalle in Suid-Afrika. Daar is kommer dat vragmotors en toeriste vandag verhoed kan word om die grens oor te steek. Die polisie ondersoek intussen verskeie gewelddadige voorvalle teen buitelanders in verskillende provinsies. President Donald Trump van Amerika het aangekondig dat die land invoertariewe op motors en vragmotors vanuit die Europese Unie tot 25% verhoog. Hy voer aan dat die Europese Unie nie handelsooreenkomste nakom nie. Europese wetgewers het die besluit as onaanvaarbaar bestempel en beloof 'n ferm reaksie. 'n tankskip is deur onbekende projektiele in die straat van Hormuz getref te midde van verhoogde spanning in die streek.
President Trump het aangekondig dat die Verenigde State sal help om skepe te beskerm wat in die waterweg vasgekeer is. Iran blokkeer al vir weke skeepvaart in die gebied wat tot internasionale kommer oor olietoevoer lei. Oliepryse het effens gedaal na die aankondiging van Amerikaanse militêre bystand in die Straat van Hormuz. Die gebrek aan 'n vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran hou egter die prys van ru-olie steeds bo $100 per vat. Markontleeders bly versigtig aangesien onderhandelinge tussen die twee lande tot stilstand gekom het. Die voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in die hospitaal opgeneem en is in 'n kritieke maar bestendige toestand. Sy woordvoerder het gevra vir gebede vir die man wat bekendheid verwerf het tydens die aanvalle op 11 September. Geen verdere besonderhede oor sy gesondheidstoestand is tans beskikbaar nie. Dis vandag se nuus net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories. Agter die nuus, bly ingeskakel vir ons daaglikse oggendnuusprogram Stroom op, net hier op Nuuspot.